Nou vandag gaan ons 'n gedagte deel en ek is so spyt almal kon nie wees met ons Pinksterdienste nie. Regtig waar. Dit is die eerste keer in jare wat ons dit aangebied het soos nou. Ek sien uit na volgende jaar. Ek dink dit was goed geweest. Ons het Sondag het ons net hier dit was net die fondasie wat ingooi en gesê die belangrikheid van die Heilige Gees. Hy is teenwoordig en hy is hierso. En Maandag het Chris met ons gepraat oor die krag van die Heilige Gees en waar hy natuurlik 'n paar dinge gesê het wat nie met jou teologiese of kan ek maar sê DNA dalk altyd saamgestem het nie. Dalk nie met jou teologiese ontdering nie, maar dit het wel 'n gesprek ontlok. Ek dink by baie mense om te sê, ek sal 'n bietjie moet gaan lees hieroor. 'n bietjie gaan kyk hieroor. Ek verstaan eintlik nie hierdie nie. Maar niemand het my ook nog ge-challenge op dit nie of dalk moet ek 'n bietjie kyk daar. So ek dink dit was goed geweest. Dinsdag het ons gepraat oor die gawes van die Heilige Gees en ek wens eintlik die hele gemeente kon hier gesit het. Toe ons ook begin praat het oor die gawes om te sê dat ons het nie almal dieselfde gawes nie. As jy 'n pastoor is, as jy bevoorreg, jy het al 138 gawes wat daar is en die wat jy nog moet kry, dan jy leer dit op college. Dit is daar so ding wat jy leer en dit is 'n lekker storie. Dit is net raak. Maar jy het al hierdie gawes, maar baie van ons het nie al die gawes nie. So, maar wat is jou gawe? En gebruik jou gawe wat jy het. Daar's 'n rede hoekom jy hom het. En as jy 'n gawe het en jy gebruik hom nie, ek is nie kwaad vir jou nie. Maar jy doen onreg aan jouself en jy doen onreg aan die koninkryk. Want God het vir jou iets gegee wat jy nie gebruik nie. En jy kan nie vandag sê maar jy het nie 'n gawe nie. Jy het 'n gawe. En as jy nog nie weet wat hy is en dat jy nog nie genoeg tyd spandeer om uit te vind wat dit is nie. Maar as jy 'n gawe het en jy gebruik dit. En Woensdag het ons 'n fantastiese diens gehad. Wat Chris met ons gedeel het oor die vervulling van die Heilige Gees. Dit is 'n aanhoudende vervulling. Nee, as jy 'n eenmalige ding nie. Hy het ons bedien en weet dis mense wat nie by ons in die gemeente is net gesê het, "Wel, ek het nog nooit so iets ervaar nie." So onthou volgende jaar, ek begin sommer nou al bid vir volgende jaar se Pinkster, maar onthou ook wat ons sê ons is 'n Pinkster gemeente. So van my kollegas het my gevra toe ek gesê ons op Pinkster hou, toe sê hulle, maar jy sê dan altyd julle hou nie Pinkster nie, want julle is 'n Pinkster gemeente. Toe sê ek ja, maar nou was dit 'n bietjie anders. Want ons is 'n Pinkster gemeente. So, nou doen ons dit so. Nou, dit is ook net so 'n inleiding. Nou weet julle waar ons is en hoe dit gaan. Handelinge 3 vanaf vers 1 tot 10. Baie bekende gedeelte, ek hou van die boek Handelinge. Handelinge is een van daai boeke wat gevul is met krag. Dit vertel vir ons alles. Dit is 'n opgewekte boek. As jy Handelinge lees, sal jy sien daar is baie aksies, daar's baie geloofaksies. Daar's dinge wat gebeur in die boek van Handelinge. Nou baie interessant as jy gaan kyk in Handelinge, is daar nooit aan die einde van die hoofstukke 'n amen nie. Dit is in die breed is in die ou vertaling. So dit beteken hy's nie afgesluit nie. Die vorige boeke is daar amens aan die einde van die hoofstuk. Maar nie in Handelinge nie. Handelinge is 'n ding wat aangaan. Dit is iets wat nog steeds gebeur en daarom glo ons dat dit wat in Handelinge gebeur het, is iets wat nog steeds in ons lewe ook kan gebeur. Daar het nie 'n einde gekom aan al hierdie dinge nie. So Handelinge 3 vers 1 tot 10, kom ons fokus, kyk vir my, luister. Hulle sê een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. En net toe word daar 'n man aangedra, wat van sy geboorte af lam was. En sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Nooitpoort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. En toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingang, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk op toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle, in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop.
Hy vat in die man sy regterhand en hy help hom op en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop gestaan en hy kon loop en daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. So hierso staan hierdie man, hy's opgewonde, hy staan op, hy spring en hy prys God en hy sê toe, dis nou klein. Dankie Here vir sy goedheid. Reg. So wonderlik en dit is ons great. Ons is opgewonde saam met hierdie man. En al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Al die mense het dit gesien. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooipoort gesit en bedel het, toe was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. So hierdie is een van daai mooi stukke wat amper soos 'n storie is. En wanneer jy dit lees en jy probeer dit heeltemal visualiseer, hoe moes dit gewees het? Wat het gebeur op daardie stadium? So hierso is dit een middag, dit is 3 uur, dit is die tyd van gebed. Baie mense vat 3 uur die middag ander tye, party van vir paplunches of waarna toe hulle ook al gaan, maar hierso is Petrus en Johannes en hulle is 3 uur, is hulle op pad na die tempel toe. Natuurlik weet ons hoekom is hulle op pad na die tempel toe. Hulle is op pad tempel toe om te gaan bid. 'n goeie gewoonte wat hulle het. Nou wat vir my baie mooi is dat Petrus en Johannes het daai oggend opgestaan. Dit was 'n normale oggend vir hulle gewees. Dit was nog 'n dag. Nog 'n dag in die lewe van Petrus en Johannes. Ek weet nie of hulle goed geslaap het nie, ek weet nie of hulle sleg geslaap het nie. Ek weet nie of hulle met finansiële druk sit nie. Ek weet nie of hulle ergens 'n e-mail gekry het wat hulle nie wou gekry het nie. Ek weet nie of iemand van hulle WhatsApp gestuur het nie. Ek weet niks verder van Petrus en Johannes af behalwe dat hulle daai dag op pad was. 3 uur die middag na die tempel toe. Min wetende het hulle dalk geweet wat daai dag met hulle gaan gebeur. En net so min het daai ander man, kom ons noem dit nou maar die man wat nou hoe lank siek was, verlam was, nog minder het hy geweet wat daai dag met hom gaan gebeur. Hy het nie 'n heads-up gekry nie. Want daar staan net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was en sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooipoort genoem is neergesit om by die tempelgangers te bedel. Net toe op daai spesifieke stadium 3 uur die middag toe die gebedstyd is, toe vat sy mense hierdie verlamde man en hulle gaan sit hom daar neer. Nou hoe oud was hierdie man gewees? Weet dan almal die Bybel weer gelees? So hoe oud was die man? So hierdie man was al in sy 40's gewees. As jy gaan lees in Handelinge 4 vers 22, dan staan daar immers was hierdie man wat al aangeraak is al oor sy 40. So hy was in die 40-plussers gewees. So dit was nie 'n jong man gewees nie. 40 plus, hier is nou min van ons sit net met 'n jong gemeente hierso, maar vir 'n paar jaar as jy daar kom, soos jy sien, so as jy 'n 40-plusser is, dit is hoe oud hierdie man al was. Hoe lank oud in sy 40's, weet ons nie. Daar staan net, hy was immers al in sy 40 gewees. En daar was 'n rede hoekom hulle hom daar by die tempelpoort neergesit het. Want sien, dit was 'n plek wat gesien was as godsdienstige aktiwiteite, maar ook as 'n plek van barmhartigheid. So, hoeveel te beter om 'n persoon wat barmhartigheid nodig het en wat almoses nodig het, sit op by die tempelpoort. Hoekom sal jy op 'n ander plek gaan sit? Want in die Joodse kultuur was dit
was die gee van almoses baie belangrik geweest. Dit was een van die nommer 1 godsdienstige pligte geweest. En dit is die gee van almoses. En wanneer jy hierdie almoses gegee het, dan was dit 'n daad gewees van geregtigheid en natuurlik dit was gewoonlik gedoen gewees voor of na gebed. In hierdie geval is dit voor gebed. Beste plek om 'n ou te vang. Of dalk na gebed. Want dit is wanneer jou gewete, ek dink, meer ontvanklik is vir dade van medelee. Hier is ons mense in die dorp wat ook bedel. So in die week, dan sê ek vir hulle, jy weet ons wat my antwoord. Ek gee vir mense wat in my werk, maar Sondag na diens, en ek is hier uit en loof die Here oor my siel. Pastoor, ag ja, weet jy. Regte tyd. Jou hart is so 'n bietjie week en ek dink dit is jy's net baie meer ontvanklik. So toe hy vir Petrus en vir Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan. Toe gaan hierdie man en hy vra iets van hulle. Nou, die man het glad nie geweet wie Petrus en Johannes is. Niemand het vir hom 'n WhatsApp gestuur nie. Niemand het vir hom gesê, sy mense het nie vir hom gesê, hey, ons moet beweeg nie. Petrus en Johannes gaan 3 uur kom bid. Jy weet wat gaan Petrus en Johannes doen, hè? Hulle gaan jou vandag gesond maak. Kom, laat ons vinnig maak nie. Nee. Normale dag, normale tyd. Petrus en Johannes, en kyk hoe belangrik is dit as ons iets wil leer uit hierdie ding uit. Petrus en Johannes staan. Ek is net by as Petrus en Johannes en nie Petrus en Judas of Petrus en Thomas nie. Kan jy dit dink? Petrus, want dat Petrus staan bekend as die man van geloof. Kan jy dink Johannes en hoor mooi dat ons gaan hier aan raak. Johannes staan bekend as die lieflike disipel. Geloof en liefde loop saam. Geloof en liefde loop hand aan hand. Jy kan niks doen as daar nie liefde is nie. Al praat jy die tale van mense en engele en net jy kan jy alle werke doen, al kan jy, want jy is die man en daar's nie liefde nie. Dan beteken dit niks. Niks. En hier staan Petrus en Johannes, nou het ek gewonder, sê dit was Petrus en Thomas. Geloof en ongelowige Thomas stap saam. En die twee het 'n wonderwerk. Wat sê jy? Ja, as jy dit, wat sê jy? Jy moet so net uitdruk. Nee, wat ek wil sê, kom ons ek wil dit eers sien. Nee, maar kon jy moet saamstem. Ons kan nie nou nie, ons so hulle stap. Petrus en Johannes weet ook nie wat op hulle wag. En daai man weet ook nie wat op hulle wag. Maar wanneer liefde en geloof saam stap, dan gebeur daar iets. Dit is niks wat gebeur. Iets gebeur. So ek dink toe nou, sê nou maar Petrus en Johannes voel party oggende soos wat ons voel. Sê nou maar iemand het vir Petrus en Johannes ingeloop, want hy was nou nie karre gehad. Moet jy nie vir my ingeloop? Jy het gesien ek loop hierso. En so weet jy hoe sit gewees het in daai tyd. En hierso stap hulle en hierso kom hierdie man aan. En hy lê en hy kyk af en hy bedel. En soos wat ons party daar is, want ons is nie ingestel. Hoekom is ons nie ingestel? Want die lewe gaan oor my en oor jou. Dus hoekom ons nie ingestel is. Dit gaan oor wat ek gaan bereik vandag. Dit gaan oor die dinge wat ek moet doen. Ek moet betaal vir wat ek moet doen. So moenie nou op my pad staan nie en ek is hastig. Time is money.
Ek moet beweeg. Nou raak ons geïrriteerd. Ons is in die wêreld. Petrus en Johannes gaan en hulle ontmoet hierdie ou in nood. Maar gelukkig is hulle nie ons nie. Of ek kan nie namens julle praat, julle goeie heilige lewens. Ek sê maar myself op die spot. Hulle is gelukkig nie soos ek. Ek's hastig en ek het net 'n e-mail gekry en ek het nog 'n rekening gekry en ek het nou al gebel en ek het al die bank hier ook geskakel en ek het hierdie ook al gesien en nou wil jy nog 'n almoes hê. So ek het nie nou tyd vir jou nie. En Petrus en Johannes staan toe gelukkig stil. En hulle begin met hierdie ou praat, want sien, Petrus en Johannes het geweet wat om te doen. En hierdie man vra vir hy vra vir hulle iets. En ek weet daai iets is seker maar almoes wat ek gevra het. Ja. Kan ons net iets kry? Kan ek net iets kry? Dis nie net Petrus en Johannes wat daar verbygestap het nie. Onthou, hierdie man was nou strategies daar geplaas vir 'n rede. Daar was geen ander rede gewees hoekom hulle daar gesit het, as net die blote feit. Dis wat ek het sien, is dit is wat ons mense kan tap nie. Ons kan hulle 'n bietjie daar binne gevoel speel, want onthou, hulle is op pad om te gaan bid, hè. Dis die beste plek om te wees. Want jy kan skuldig voel of vooruit jy ingaan, want anders dan gaan jy baie sleg bid. As jy weet, jy het net verbye aangeloop. En as jy uitgekom het, is jy so aangeraak. Dit gaan nog maar moeilik wees om nie vir iemand te gee nie. So strategies is hy daar geplaas. Baie mense het gaan bid. Dit was nie net Petrus en Johannes wat gaan bid het nie. En ek dink die meeste het seker maar gedink wat weet nie eens vir julle nie wat ek sal doen. Nou sy sterkte hoor. Wat sê jy? Okay. En hier kom die volgende aan. Hier, dit is al wat ek het vandag, hoor. En hier gaan die volgende. Nou sit hulle jou elke dag hier nie. Nee, maar ek het net op ons gewete te werk. Hè? Nee, hierso, in elk geval. Hierso, dit hierso, ek het niks meer. Maar hierso veel geld. Okay. Maar ons dink aan dit. Okay, sterkte hoor. En hier kom ander. Nee, ek het dit nie vandag iets nie. Ek sou 'n bietjie môre iets kyk. Nou wie kom sit jy elke dag hier? Jou familie, vriende. Ja, dit is nie 'n ander plek waar jy kan neersit. Jy moet hulle altyd hier neersit. Ja, okay. Maar Petrus en Johannes. Hulle is anders. En hulle staan. En hulle stop. En hy vra vir hulle iets. Maar dit wat hy van hulle vra is iets wat net tydelik is tydelike hulp. Daai R5, daai R10, daai R50, daai R100, daai R500,000 gaan een of ander tyd gaan dit ook opraak. En dit is wat die wêreld baie keer soek. Die wêreld soek tydelike oplossings. En baie keer soek ons in ons lewe ook net tydelike oplossings. Ons hou van 'n quick fix. Is daar nie dalk een of ander tyd weer 'n huweliksverrykingskamp wat ek kan gaan bywoon nie? Wie wil dit gaan bywoon? Nee, ek en my vrou. Hoekom? Ag nee, ek al 15 jaar wat ons net hier oor die weg kom nie. Ek het gehoor as jy huweliksverrykingskamp bywoon, dan gebeur die ding. Dus ek vir 15 jaar sê jy seker al 15 jaar. Ja. Jy wil 'n verrykingskamp gaan bywoon. Ja, laat ons sien dat ek aangeraak word. So. Ja, jy moet 'n paar kampe wel gaan bywoon. Ek dink daar's 'n paar dinge wat dalk moet gebeur in jou lewe voordat jy kan gaan bywoon. Jy weet nie dalk van iemand wat
wat Woensdag Kaap toe gaan en nee, hoekom, wat gebeur daar? Daar's 'n ou wat 'n seminar gaan aanbied, maar dit is van 6 tot 8 oor finansiële vryheid. Rarig, in die Kaap. 6 tot 8 2 ure. Finansiële vryheid. Wat gebeur daarna? Dan is jy finansiëel vry. Hy gaan vir jou al die ins en outs gee. Iets anders te nodig voordat jy by finansiële vryheid kan kom. Ek sê eers 'n bietjie vir jou kan vertel van jou lewenstyl dat op hierdie stadium glad nie gaan werk nie. Jy moet 'n paar van hulle gaan bywoon. Maar jy moet op 'n ander kursus begin voordat jy by finansiële vryheid kom. Net daai vinnige quick fix, daai vinnige dingetjie, daai een ding wat ek net gou vinnig kan doen sodat ek kan aangaan met my lewe. En dit is wat hierdie man gesoek het. Hy soek net iets baie vinnig. Iets wat nou tydelik kan help. En dan gaan Petrus en Johannes en hulle kyk hom stip aan en dan sê Petrus vir hierdie man, kyk na ons. Om 10:01 met hierdie man nie meer enige menswaardigheid oor nie. Hy is nog in sy 40. Vir hoeveel jare beter hy nie al nie? Vir hoeveel jare moes hy nie al die akeligheid van die mens ook hoor nie? Alweer jy, is jy nog steeds hierso? Elke dag, dag in, dag uit. Jy tap ons ou maat, jy tap ons. Lyk net met jou nou my budget inwerk elke maand. Ja meneer, sorry meneer. So, dis min dat jy 'n beter dag gaan kry, wat so? Bietjie vir my ietsie daar nie? So altyd so, want dit is hoe jy voel. En Petrus en Johannes sien iets raar, want hoekom? Daar's iets binne in hulle, maar hulle is fyn ingetune. Daarom het ek en jy verantwoordelikheid, en dit is om ingestel te wees. En hier praat ek nou regtig met myself. Dit gaan nie oor hoe jy geslaap het en hoeveel ure jy geslaap het en wat jou moeilikheid is en jou e-mails nie. Maar jy en ek het 'n verantwoordelikheid in die koninkryk en dit is om fyn ingestel te wees en te sê, Here, wat gaan in my lewe vandag? Waar gaan U my gebruik? Want ek gaan op pad wees, ergens heen. En ergens gaan daar iemand wees wat langs my gaan stop, wat by my gaan staan, wat sy hand gaan uitsteek en gaan sê, ek is in nood. En dan gaan dit afhang van hoe jy voel, of gaan dit afhang van wat jy gaan toelaat, dat die Gees van God deur jou doen. Want as ons op ons gevoelens die hele tyd moet gaan, dan gaan die kerk lyk soos wat hy vandag lyk. Dood. Nog 'n tikmerkie, nog 'n dingetjie, nog 'n wow wat ek ervaar het. Of die band was goed, of die band was sleg. Die pastoor het daar vandag geproduce, nee, hy het nie geproduce nie, en dit is kerk. En dan sal ek hierdie week sal ek baie pastoor uitsorg, sodat hy maandag dalk beter kan wees. Ons sal 'n bietjie moet praat met hierdie musiekspan, sodat hulle beter kan wees, of die klank, of al die dinge, en ek sê nie het gebeur nie, dit is so wees op die relax, niemand bel my nie, niemand sê nie, praat net 'n bietjie my hart uit oor kerk. Maar as ons ingestel is, dan sê Here, maar wat, afgesien van die ander dinge, wat moet ek vandag doen? Want is ek reg vir dit wat op my pad kom? Petrus en Johannes was reg vir dit wat op hulle pad gekom het. Ek weet nie of ek en jy altyd reg is vir dit wat op ons pad kom nie. As ons ernstig was, hoekom het ons Pinksterdienste gelyk soos wat dit lyk? Ek praat net van ons kerk, ek praat nie van die ander kerke. Hoekom was ons so min? Is dit die erns? Ek het spottend gewys gesê, dankie Here dat hy die disippels opdrag gegee het om in die boventrek te gaan wag dat die Heilige Gees moet afkom. Ek weet nie as hy vir ons die opdrag gegee het of ons dit sou gemaak het. Wees eendragtig saam, wag, bid. Nou, ek sou sê maar die eerste een gewees het gesê, boys, julle my is 'n bietjie. Wat weet jy, as iets gebeur, maar ek moet net gou ek moet doen.
So wat genoeg gewees het, hoe dit ook al mag wees, ek doen nie op my, het dit soos 'n uittrap sessie nie. Ek praat oor die kerk. Hoe lyk die kerk? Wat? Die wêreld verwag iets van ons, julle. Dankie. Die wêreld kyk na ons, hulle kyk na die kerk. Nie dink hulle kyk ons mis nie. En as hulle weet jy dien die Here, dan kyk hulle ook na jou. So wat gebeur? Petrus sê vir hom, kyk 'n bietjie op, kyk na ons. Kyk hier. Meneer, kyk vir my. En Petrus is besig om met hierdie ou te werk. Petrus weet al wat gaan gebeur. Hy sê hulle van geloof. Ek dink Johannes wat so vol liefde is absoluut saam met hom. Ek sê ek weet wat gaan gebeur. Maar hy sê vir hom, ek wil net 'n bietjie kyk. Hoekom wil hy moet daar kyk? Ek dink hy wil hierdie man se verwagting 'n bietjie verhoog. En sê kyk gou 'n bietjie, ek sien jou raak. Ek sien jou raak my vriend. Wat is die probleem? Wat gaan aan? Hierdie is nie 'n vinnige kyk. Petrus het gesê kyk weer, dit beteken dit is 'n diepe kyk. Dis 'n intense kyk. Kyk vir my. Kyk vir my. Kyk diep vir my. Kyk dieper, kyk verder. Dis wat Petrus vir hom hierso sê. Hy sê ek soek jou volle aandag. Hoekom soek hy sy volle aandag? Want hy wil hê die persoon met 'n verwagting begin te hou. Kyk vir my broer. Kyk vir my. Wat sien wat gebeur as jy regtig in 'n situasie is en iemand vat jou in jou hand en jy staan so in die posisie kyk net. Jy gesien wat gebeur, net dat iemand so oor dit kyk. Ek jou lief, ek gee om vir jou. Ek moet dan, sussie. So diep kyk in mekaar so oor. Dink hierdie man het na hulle bos gegaan, hy het hoop gehad dat hy iets van hulle gaan kry staande. Petrus het gestop en Johannes, hulle het gekyk en hulle het gespreek. Hulle het gestop, gekyk, gespreek. Ek stop, ek kyk en ek spreek. En daar situasies in jou lewe dat jy 'n bietjie moet stop, kyk. Stop eers. Kyk. Kyk na daai situasie. Begin spreek. Want hoekom? In 1 Petrus 3 vers 15 staan daar inteendeel. Erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. En as julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Mense, daar's 'n hoop wat binne in ons lewe. Daar's 'n hoop wat binne in ons is. En die wêreld soek daai hoop wat binne in my en jou is. En hy sê, wanneer mense jou uitvra oor daai hoop wat binne in jou is, wees reg om te reageer. Maar hy sê, doen dit egter taktvol en eerbiedig. Sorg dat julle gewete skoon bly. Doen dit taktvol. Daar's 'n hoop wat binne in ons is. Maar as jy nie vol hoop is nie, en mense kyk na jou, wat gaan uitkom? Hopeloosheid, teneergedruktheid, bitterheid. Mag die Here ons help. En sê silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, kan ek vir julle gee. Baie keer ons net die simptome behandel.
Gee my van my R5, gee vir my R10. Dis makliker om mediese simptome te behandel. As jy nog 'n R10, as jy nog 'n R20, R50, R100, hier is weer nog, hier is weer nog. Sê ons help ons, kyk maar net na die simptome. Ek dank die Here, hy kyk verder as dit en Jesus spreek die wortel van hierdie probleem aan. Ek wil vandag vir jou sê, moenie bang wees. Moet glad nie terugstaan of bang wees om vir mense geestelike antwoorde te gee op fisiese nood nie. Baie keer trek ons terug, as ons tog nie iemand aanraak nie, daar's beteken geestelike antwoorde wat nodig is vir die fisiese nood waarin jy sit. Meeste van die kere met wie ek al te doen gekry, nie al die kere nie, meeste van die kere as jy by fisiese nood begin en jy begin terugwerk, dan kom jy by die geestelike root. Dan sê jy, hoekom is jy waar jy is? Hoekom sit jy waar jy sit? Hoekom het gebeur wat gebeur het? En hierdie is nie 'n formule nie. Dis 'n plek van geestelike autoriteit. Hy sê in Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, sodat julle my getuie kan wees, sodat julle kan begin praat. So wanneer ek praat, dan is dit nie myself nie, is dit die geestelike autoriteit wat jy het, wat God vir jou gegee het. Jy mag praat, jy mag jou mond oopmaak, jy mag vir iemand bid. Jy mag sê ek stem nie saam met daai aksie wat jy nou geloods het. Ek stem nie saam met dit wat jy nou wil doen. It's not biblical. It's not fruit of the Spirit. Dit is nie liefde wat daar praat. Jy mag dit doen. Vat hierdie geestelike autoriteit. Die kerk het iets om te gee wat die wêreld nie het nie. Ons het nie die geld nie, ons het ook nie die politieke mag nie, maar ons het Jesus Christus. Dis al wat nodig is. So daarom wil ek jou aanmoedig, jy is geroep om 'n draer van hoop te wees. Jy is geroep daarvoor, elkeen wat vandag hier so sit. Dit is waarvoor jy geroep is. Petrus en Johannes, die wêreld het genoeg toeskouers. Ons baie toeskouers. Praat met iemand negatief ons kan raak, dis maklik. Ons baie toeskouers. Maar as min wat beweeg, min draas van krag. So kom ons begin weer opneem dit wat God vir ons gegee het. Julle sal krag ontvang. Jy sal my getuie kan wees. Sal dinge kan begin aanspreek, dinge kan begin doen. Wees fyn ingetune. Want jy weet nie wat op jou pad kom nie, maar wees reg. Die Bybel vra vir ons om reg te wees. Mense gaan jou uitvra die hoop wat binne in jou is. Wees reg met 'n antwoord. Wat doen 'n takvol? Die Bybel roep ons om aktief te wees in die koninkryk. Jy kan dit nie doen as jy ook voel, ek is ook maar net. Jy is nie maar net nie. Dan sê ek het niks om te gee nie. As jy Jesus het, het jy alles om te gee. So jy kan nie sê ek het niks nie. As jy Jesus het, moet jy iets, jy ten minste kan bid sê. So ek dink ek kan nie geld gee, maar bid. Ek sal van 3 uur tot 6 uur die oggend sal ek bid. So bid vir die kerk, bid vir Christene, bid dat die Here vir ons krag gee. Want die kerk se grootste getuienis is 'n lewe wat verander. Ons grootste getuienis is nie daar's 'n mooi sanger of waar daar's 'n spesiale prediker of waar die gras is so mooi gesny. Die plek is so mooi geverf. Dis nie ons grootste getuienis nie. Ons grootste getuienis is wanneer iemand se lewe verander. Maar daarvoor het ons hande en voete nodig. Daarvoor het ons nodig dat die gawes moet werk. Daarvoor het ons 'n liggaam nodig. Want die kop is baie moeilik om sonder bene en 'n lyf ergens heen te gaan. Hy kan maar net hier so staan en kyk. Maar niks onder 'n kop is ook niks. So begin beweeg en begin doen.
om net gevul te wees. Ons is gevul sodat dit kan uitvloei. Dis vir die mense, vir die wêreld. Johannes 7 vers 38 en 39 staan daar, wie in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Is dit jy verwonder? Is daar strome van lewende water wat uit jou lewe uitvloei? Jy hoef nou baie stil. Dalk dink jy nou. Ek weet nie. Dalk kry jy daar hardop. Ek weet nie of ek is nie, ek weet nie of ek uitvloei. Maak dit oop, laat dit uitvloei. Dit gaan ontplof. Dit moet vloei, dit moet stroom, dit moet loop. Nie net in die kerkbanke nie, nie net hier op 'n Sondag nie. Daar waar jy beweeg, in die strate, by die werk, op die land, in jou huis, tussen jou vriende, moet dit vloei, moet dit loop. As jy vandag hier so sit en jy sê, ek voel soos daai man. Ek sit vanmôre met 'n nood, ek sit met 'n groot nood, ek sit met 'n groot situasie, ek weet nie wat om te doen nie. Dan wil ek vanmôre vir jou vra om jou hand op te steek. En ek gaan vra dat jy opstaan, so moenie vinnig jou hand opsteek nie, want ek gaan nie op die spot word, ek gaan vir jou vra om op te staan. Dus jy vanmôre hier so sit en jy sê, ek sit regtig in 'n noodsituasie, ek is soos hierdie man, ek voel eintlik nie, ek weet nie hoe om te maak nie, weet nie wat om te doen nie. Ek kan nie beweeg. Ek het 'n aanraking nodig. Ek het nodig dat daar iets in my lewe gebeur. Ek gaan nie vir jou vra wat moet gebeur, so daar kan jy relax, nee. Dis in jou. Ek het nodig dat iemand my vandag my regterhand vat. Regterhand is 'n teken van krag, is 'n teken van autoriteit. Dus jy wil hê iemand moet jou vandag aan jou regterhand vat en jou optrek. Vir wat die situasie ook al mag wees, dan wil ek vra dat jy jou hand sal opsteek en dat jy sal opstaan. Ek gaan vra dat ons oortoelaat. Ons sit mekaar nie op die spot nie, daar's iemand wat regtig wil opstaan en hy voel, jy kyk die hele tyd vir hom. Maar as jy jou hand opsteek, wil jy nie vanmôre net opstaan nie. As jy vanmôre hier so sit en jy sê, dis ek. So ek sê, ek gaan nie vir jou vra wat dit is nie. Dankie Jesus. En nou so dit 5 mense wat geloof het. Is jy vanmôre hier so sit en jy sê ek is iemand wat geloof het. Ben, ek weet jy het geloof. Chris, ek weet jy het geloof. Wil jy nie iets voor kom staan? Dus 2. Ek soek nog 3 mense wat sê ek het geloof. Kom staan nie voor Susan, kom staan asseblief hier so voor. Dis ons geloof. Soek nog iemand. Kan dit. Jy weet as jy geloof. Ek soek nog iemand met geloof. Iemand wat sê ek het 'n sterk geloof. My geloof is sterk. Ons geloofsmense, dankie, Eva. Ons gaan nou die liggaam aan die gang begin kry. Anders gaan ons liggaam ook lang word. Goed. Dus ons nou 6 mense met geloof. Ons het 6 nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Soos jy is liefde. Ons staan daar so by Susan. 1, 2, 3, 4, 5. Ek soek 5 mense wat sê ek het nie geloof nie. Ek is liefde. Ek is Johannes. Ek werk met passie hier. Dankie, Dani. Ons staan net by die geloof mens. Elkeen kry veel
Dani, kom staan jy hier so by Dennis asseblief. Karen, dat jy hier so by Kruisboek staan. En so, dis geduld van liefde. So jy staan by die divan, en dan, ek soek nog iemand met liefde. Wat is mens met liefde? Ok, Angel. Dankie, Marie, dankie. Angel, daar sê, so is liefde. Goed, so julle is twee, geloof en liefde. Daar, 1, 2, 3. Daar sê, gaan staan ons, geloof en liefde, gaan staan daar so, julle weet wie het geloof, julle weet wie het liefde. Gaan staan daar by iemand, dan sit julle handen op haar persoon, geloof en liefde. Ons sê, geloof en liefde, gaan staan, kyk, wie koort iemand, geloof en liefde. Gaan staan asseblief by iemand. Maak seker, daar staan by elkeen iemand. So soos wat jy daar by daai persoon staan, geloof en liefde. Baie man het daar gelê, hy was verpletterd gewees, hy het nie geweet wat van daai dag gebeur het. En daar het nie baie gebeur nie. Al wat Petrus vir hom gevra het, is hy het vir hom gesê, kyk vir my in my oë, kyk vir my. En hy het vir hom gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gaan ek vandag vir jou gee. In die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. En nou vra ek Vader, soos wat by elkeen van hierdie persone wat hulle hande opgesteek het, wat sê, ek het nood, ek sit in 'n situasie wat ek nie kan verduidelik nie. Ek sit in 'n situasie wat ek verlam voel, ek sit in 'n situasie wat daar vir my voel, daar is net nie uitkoms nie, ek weet nie wat om te doen nie. Dit is dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dit gaan al vir 5 jaar, vir 10, vir 15, vir 20 jaar, gaan hierdie situasie aan, en dit is 'n siklus wat hom elke keer herhaal en herhaal en herhaal. Ek sit in 'n situasie waar ek moedeloos voel, waar ek te neergedruk voel. Ek sit in 'n situasie waar ek voel, ek kan net nie meer opstaan nie, ek het nie die krag nie, ek is negatief, ek weet nie hoe om te maak nie. Vader, soos wat elkeen vanmôre hierso, by elkeen van hierdie mense staan, 'n Petrus en 'n Johannes, 'n geloof in liefde, wil ons hulle nou vryspreek in die naam van Jesus Christus. En ons wil sê, silwer en goud het ons nie, maar ons weet wel wat ons het. Ons het Jesus Christus. En ons weet dat Jesus Christus is die antwoord. Ons weet dat Jesus Christus is genoeg, want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En daarom kom ons Vader en ons spreek dit in die naam van Jesus. Ons vat hulle vandag, Here, as 'n liggaam aan hulle regterhande en ons trek hulle op en ons sê, kyk vir ons in Jesus naam, vat ons jou en ons trek jou op. Ons trek jou uit hierdie omstandighede uit. Ons trek jou op, ons laat jou opstaan in die naam van Jesus Christus. Mag elke ketting gebreek word in Jesus naam. Mag elke situasie, Vader, wat nou soos 'n negatief voel, in 'n positief verander, in die naam van Jesus Christus. Maak vry, Here, en laat daar opgestaan word. Laat hulle opstaan en sal sê, ek sal hier uitgaan, en ek sal jubel, en ek sal prys, en ek sal die Here loof. En mag het so wees in julle lewens, Here, laat almal sal kan sien hoe hulle U loof as gevolg van die werk wat U gedoen het. Dankie dat ons vanmôre nie iets snaaks hoef te doen nie. Vader, ons hoef nie vanmôre met formules te werk nie. Dankie dat U alreeds die prys betaal het en dat U gesê het, dit is volbring. Ek het alreeds die prys betaal. Dankie dat U in Handelinge 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dankie dat ons vol van die krag van die Heilige Gees vanmôre op ons hande op hierdie mense kan lê, Vader, omdat ons lief is. Omdat ons een is. Dat ons weet nie wie gaan môre of oormôre die een wees wat moet opstaan nie. Maar as hulle vandag opstaan, weet ons, Here, is daar iemand wat sy geloof vanmôre weer so sterk gemaak word, wat weer die volgende een gaan aanraak, wat weer die volgende een gaan aanraak. En mag dit soos 'n veldbrand versprei in die naam van Jesus.
We speak the name of Jesus. Yes. Dankie Vader. Dankie vir die werk wat U doen. Dat ons net 'n oomblik rustig kan raak en net kan toelaat o Heilige Gees dat U werk, dat U vrymaak, dat U skoonmaak, dat U heel. Kom maak skoon, kom Heilige Gees, kom breek elke las. Jesus breek al die bande. Jesus breek al die bande. Jesus breek al die bande. Om net vasgehou te word in liefde. En ons weet Vader dat liefde, perfect love, drives away all fear. Johannes sê die liefde vat alle vrees weg. It drives away all fear. No fear in Jesus' name. Heel maak in Jesus naam. Skoon was in Jesus naam. Skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Vir die wat in Christus is daar geen meer veroordeling nie. You are set free in Jesus name. Geen blokkade van denken. Geen negativiteit, geen moedeloosheid nie. Jesus Christus maak 'n weg. He will make a way where there seems to be no way. For the God of the mountains is also the God in the valleys.
En daarom kom ons net vanmôre en ons sê dankie Jesus. Dankie Here. Ons staan vanmôre op. Ons staan in oorwinning. En ons gee aan U al die eer. Amen. Ons gaan afsluit met daai eerste paar songs wat ons gesing het. So mag jy vanmôre hier uitgaan. Aangeraak. Mag jy die songs jou vandag net weer in jou regterhand vat en so optrek en sê in die naam van Jesus Christus. Van Nazareth. Daar was iets gewees in 'n naam. 'n Naam in daai tyd is 'n teken van autoriteit. Dis wie jy is. Jesus Christus van Nazareth. Amen. Staan op. In loof en aanbidding. Die Here seën u. Ek gaan vir Ben vra om na afloop van die diens vir ons af te sluit. So kom ons staan en ons sing net eers lekker saam. Nou kan julle lekker paddekoek gaan eet. Kyk dat die sneeu